Goeiemôre, dis 29 April 2026. Ons is nou by die tweede lesing van boek 4 van die groot Johannes Evangelie. Ek sien vanmôre hier 'n paar nuwe gesigte en ons het nou vanmôre so lekker gesing, omtrent al die liedjies het Yeshua geprys. En ons wil net vir julle sê dat die name wat ons hier gebruik is die oorspronklike name wat in die oorspronklike geskrifte staan, wat in Hebreëus, Grieks en Aramees geskryf was. Ons verlosser se naam is nie Jesus nie. Ons verlosser se naam is Jesus gemaak deur die Rooms-Katolieke baie jare nadat Yeshua op aarde was. En dit is afgelei van die Griekse woord Zeus, wat 'n afgod was, wat deur die mense van daai tyd in Griekeland en in Rome aanbid is. En die woord ja is die woord in Hebreëus ek is. En toe Moses vra, wie moet ek sê, Vader, by die brandende bos vra hy, moet ek sê, het my gestuur? Toe sê Vader vir hom, ek is, het jou gestuur, sê vir hulle. Of ja, het jou gestuur. En dit is hoekom ons sing, Halleluja, nie Halleluja Jesus nie. Halleluja beteken prys Yahweh, prys die Vader. En daarom is Yeshua se naam Yahshua, wat beteken ja verlos. Wat korrek is, want hy sê, ek kom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie, maar hy wat in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. En dit kan net wees dat ek, Yeshua, kom in die naam van my Vader Yahweh, en julle neem my nie aan nie, maar hy wat in sy eie naam Jesus kom, hom sal julle aanneem. Ja, in die kerke, dit lyk baie keer korrek, maar as jy begin ondersoek doen, dan sien jy, dat die ware verlosser, wat 2000 jaar gelede gekom het nooit hierdie gebruike en rituele voorgeskryf nie. Hy het ook nooit gesê dat, hoorie, ek kan nie vir julle die hele evangelie gee nie, ek is te sleg. Eendag sal daar pouse kom en dan sal hulle in die plek van my opstaan. Hy het ook nie gesê, ek was te sleg om die hele evangelie vir julle te bring nie, julle sal vir Martin Luther moet glo of vir Johannes Calvin. Al jou kerkvaders wat nou deesdae nog steeds aanbid word, en nog steeds is hulle wat gepeter het met die skrifte, dat ons vandag nie die volle waarheid het nie. So wees rustig, die naam Yeshua sal op jou groei. Dit het my seker amper 'n jaar gevat om volkome in daai name in te gaan. So jy sal later aan oorgaan, dan sal jy jou gebede daarin begin doen, en jy sal die verskil sien. Want dit is mos nou belangrik om die regte naam te weet. Weet julle, as ons die regte naam van Satan weet, waarop hy aan die sataniste bekend gestel is. Ons noem hom nou maar Satan of Lucifer, maar daar is 'n ander naam waarop hy aan die sataniste bekend is, veral aan die hoë priesters. Ek dink daar's 9 van hulle oor die wêreld. As hulle daai naam roep met 'n offer van 'n kind wat hulle nou vermoor, of wat ook al offer hulle bring, dan verskyn hy onmiddellik daar. Maar nie as hulle 'n ander naam gebruik. Dis 'n naam wat net aan daai 9 priesters bekend is. So hoe kragtig moet as dit in die negatiewe al so werk, hoe kragtig moet dit nie in die positiewe wees nie? En ek wil vra of sê dat elkeen van ons, as ons bid, wil ons toch vervulling van ons gebede sien. Daarom gaan ons nou alles probeer om ons gebed so aanneemlik vir Vader te maak, dat hy dit sal aanneem. Want alles moet deur Yeshua, deur die ware Jesus gaan. So, wees rustig, is nie vir julle, maar dit sal binnekort vir julle aanvaarbaar raak. Nou gaan ons aan by hoofstuk 3 van hierdie boek, ons het nou net begin daar, en die opskrif is die meester en die 9 verdrinkte mense. Onthou Yeshua, daar het 'n boot aangekom, en mense is gered, toe daar mense uitgespoel, ek dink dit was 3 of 4, nee, hy het hulle gered, en hulle is nou daar in die geselskap, maar nou is daar nog 9 lyke wat Markus se seuns gaan haal het,
Joshua het gesê, hulle moet die nag op die strand laat lê, met die gesigte afwaarts. Sekerlik dan nou die water uitloop. En dit het nou die ou klomp fariseërs wat daar bygestaan het nou gesê, ja, maar hierdie is net 'n gewone mens. Hoekom moet hy nou van gewone dinge gebruik maak om hierdie mense lewendig te maak? Hy kan hulle mos net aanraak en dan sal hulle lewe. Maar soos wat ons hierdie stuk lees, kom ons agter dat daar redes is wat hy dit doen, juis om die mense om hom se geloof te toets, en dan is daar ook 'n verborgde rede hoekom hierdie 9 mense nie opgeneem word in die geselskap nie. So kom ons lees. Ek wil net ook nou vir die nuwe mense sê, hierdie is nou nie in die Bybel wat ons lees nie, maar dit is deur Joshua vir ons gegee, omtrent 180 jaar gelede het hy dit laat opteken deur 'n profeet, en dit gaan oor die res van die gebeure wat nie in die 4 evangelies opgeteken is nie. Eintlik is daar net 2 autentieke evangelies, die van Matteus en van Johannes, wie ook apostels was. Maar onmoontlik kan 'n man 3,5 jaar elke dag praat, elke dag wonderwerke doen, elke dag genesings doen, en dit opgeteken word in Matteus het omtrent 28, 29 hoofstukke en Johannes so 22. Sê maar 50 hoofstukke. Dis mos onmoontlik. 3,5 jaar is 'n lang tyd. En hy sê self, die aarde en die hemele sal verbygaan, maar die woorde wat ek gespreek het sal nooit tot niet gaan nie. Of nooit verbygaan nie. So waar is daai woorde? Waar is alles gebeure? Alles is in die eter gebeure. Dit kan nooit tot niet gaan nie. Maar dit is nie 'n opskrif vir ons nie, want dit kon hy nie vertrou met die vertalers van daai tyd nie. Onthou, daar was nie kopieermasjiene nie. Die goed moes elke paar jaar moes die papierus geskrifte oorgeskryf word, of die leer rolle waarop hulle dit geskryf het. En hulle het foute gemaak, en later het die Rooms-Katholieke Kerk doelbewuste foute gemaak, om hulle evangelie daarin te skryf. En dit het veral by Paulus se briewe gebeur. Daar is skrifgeleerdes wat beweer, wat nou taalkundig is, dat daar 7 skrywers in die briewe van Paulus is. Nie dat ek die briewe van Paulus afskiet nie, maar ek sê, alle briewe deur alle mense, selfs hierdie man Jacob Lorber, moet getoets word aan die oorspronklike skrifte wat ons ken en het in die Bybel. So dit is hoekom ons nou hierdie goed lees. Dit is nie opgeteken nie, om die evangelie nie te lang te maak nie, en ook die sekere goed wat hier gebeur, wat die mense na 'n paar jaar nie meer sou glo nie. Byvoorbeeld al die opwekking van die dooies wat hy gedoen het. Joshua is aan die woord en hy sê, daarna gaan ons gou na die 9 verdrinkte mense, en ek laat hulle met die gesigte na bo en die hoofde bergopwaarts neerlê. So hy draai hulle nou om. Nadat hulle so neergelê was, sê ek vir Markus, gee elkeen van hulle 'n paar druppels wyn in die mond. Dit gaan maklik, omdat almal met hulle monde oop lê. Hulle het nou almal verdrink. Seker nou al 24 uur terug. Terwyl dit gedoen word, sê ek vir alle aanwesiges, laat elkeen wat nou nog twyfel, eers self kontroleer of al 9 wel heeltemal dood is. Onder die 30 bekeerde fariseërs is daar ook 'n dokter, wat die kennis gehad het of 'n liggaam heeltemal dood was of nie. Hy tree nader en sê, ek kom nie na vore omdat ek ook maar die geringste twyfel het aan die dood van hierdie verdrinkte mense nie, maar om, as 'n kundige, julle deur my ondersoek, die oortuigende bewys te gee dat hierdie 9 heeltemal dood is. Toe betas hy die 9, kyk na hulle oë en na die hippokratiese neuse, wat 'n vaste teken van die volledige dood en die algehele uitblus van alle fisiese lewensgeeste is. Ek weet nou nie, wat is die hippokratiese neuse nie? Weet iemand van julle dan? Maar dis iets wat jy aan die neus sien, dat die persoon nou heeltemal dood is.
Na nou gesette ondersoek spreek die dokter hardop sy oordeel uit, daarin gesteun deur die ooreenkomstige getuienis van almal wat sy bevinding korrek en geldig en waar bevind. En hy voeg nog daaraan toe, nie nou nie, maar reeds gister, 'n uur nadat hulle in die water omgekom het, was hulle al net so volkome dood as wat hulle nou is. Te oordeel aan die neuse en die geur het die ontbinding al reeds ingetree. Geen menslike kennis, krag en mag roep hierdie 9 mense weer in die lewe terug nie. Dit kan maar net hy alleen doen, wat op die jongste dag alle dooies uit die grafte weer in die lewe sal terugroep. Yeshua sê, sodat julle egter na hierdie korrekte diagnose van die dokter heel duidelik die glansrykheid van die Vader in die mens se seun sal herken. Roep ek nou hardop tot die Vader en sê, Vader, verheerlik u naam. Toe hoor baie van hulle 'n stem, wat klink soos die rol van talle donderslae. Ek het hulle deur jou, my geliefde seun, verheerlik, want jy is die een, aan wie ek 'n ware welbehae het. Na jou moet die mense luister. Baie hoor hierdie woorde, maar talle ander hoor slegs die donder, en begin te vra of dit nou gedonder het. Maar hulle wat die donderende woorde gehoor het, vertel wat hulle gehoor het, en die ander verbaas hulle daaroor en sê, dit is vreemd, ons het net die swaar donder gehoor, maar as julle almal dieselfde woorde gehoor het, glo ons asof ons dit self gehoor het, maar tog blyk dit daaruit dat hierdie meester hier eintlik slegs die seun is, en nie die gewyde almagtige Vader nie, wat in die hemel woon en wat geen mens ooit kan sien nie, maar wat slegs op gewyde oomblikke kan spreek. Op hierdie wyse was Moses ook 'n seun van die Allerhoogste, omdat hy ook uitsonderlik groot tekens gedoen het. En die ander profete was dit ook in gelyke mate. Hierdie Nasarener sou wel die grootste van alle profete kon wees, omdat hy die grootste en meeste tekens doen. Nou dis maar die ou klomp fariseërs wat nog nie heeltemal van Yeshua se ware wese bewus is nie, dat die volheid van die Godheid in hom woon nie, dat hy en die Vader een wese is nie. En die rede hoekom Yeshua so moeite doen om toelaat dat hierdie dokter die ondersoek doen, kan ek julle terugvat na baie lesings terug, het ons die genesing van die dogtertjie van Jairus behandel. En Jairus se dogtertjie was dood en sy het in die kamer nog gelê, in die bed, en almal het haar wat daar gestaan het gesê sy is dood, en Yeshua het gekom en haar opgewek. En toe sê hulle almal, gaan maak hulle valse getuienis en sê nee, sy was net skyndood. Hierdie is nie 'n opwekking uit die dood nie, sy was nie dood nie. En as ek dit nie mis het nie, het sy 'n tweede keer gesterf, is dit nie? En toe het hy haar laat behoorlik ontbind al. En toe maak hy haar weer lewend. En toe is daar nou nie meer so 'n klomp mense wat nou so lieg nie. Dis ongelooflik hoe hierdie mense kan lieg, hierdie slangsaad, hierdie fariseer, ander geslag wat Yeshua hulle noem, wat nou basies in die land Israel hulle geloof beoefen, wat kamstig die Ou Testament is, maar eintlik is dit nie. Dit is 'n baie bose godsdienst wat hulle beoefen, waar Yeshua nog steeds deur hulle gespot word en verklein word en belaglik gemaak word. Nou sê Mirel, wat ook 'n ex-fariseer was, wat dan nou bekeer het en wat baie insig het, wat nou lettend geluister het, sê, nee, nou het julle dit mis. Dit getuig nog van julle groot onbegrip. Wie het voor Moses deur die gees van Jahwe in Moses aangekondig? Wie 'n Elia? Wie 'n Samuel? Wie die 4 groot profete? Elohim roep hulle soos by toeval en hulle profeteer dan. En oor wie profeteer hulle die meeste? Juis oor hom wat nou hier by ons staan. Die stem wat nou as 'n enorme donder te hoor was net so goed as die van hom, soos dit uit sy liggaamlike mond vir ons spreek.
Die verskil bestaan slegs daarin, dat hy met sy liggaamlike mond as mens met ons praat, terwyl hy hom in die donder laat hoor het, as die een wat ewig was en sal wees. Want Joshua het gevra, Vader, verheerlik u naam, en toe het hy uit hierdie donderende wolk, het hy gespreek. En dit het vir ons dan die bewys, dat hulle een is. Al wat verskillend is, Joshua kan nou liggaamlik met sy mond praat, met sy klomp mense wat daar om hom is, en hulle gaan nie so skrik, soos wat die volk geskrik het, by die berg Sinai, toe Vader daar uit die berg gepraat het nie. Ons gaan verder. Die een wat ewig was en is en sal wees, wat al die bestaande geskape het, en wat op Sinai aan die volk wette gegee het, onder voortdurende bliksem en donder. Daarom is dit vir hom alles moontlik, ook dat hy uit die hoogste liefde vir ons, sy kinders, 'n mens kon word soos wat ons is, omdat hy andersins deur sy kinders, wat hy bo alles lief het, nimmer gesien en herken sou kon word nie. En dit was die toestand in die Ou Testament, onder die Levitiese verbond, en reg terug tot by Adam. Nog verder terug eintlik tot by die val van die geeste. Niemand kon die Vader sien nie. Hy was net bekend gewees aan die engelgeeste as die groot gees. En hulle het hom ervaar, maar hulle het hom nie gesien nie. Dit is hoekom hulle so maklik agter Lucifer gegaan het, toe hy sê, maar ek is God, want hulle kon God nie sien nie. En so ook, die mens het ook nie in die tuin van Eden na die Godheid geluister nie. Want die gees het in die tuin gewandel staan daar. En die mense, Adam en Eva, kon met die gees kommunikeer. Dit is wat die bome voorstel in die tuin van Eden. En toe sê die gees, maar ek gaan so rukkie weg. Julle moet nou sterk word op julle eie. En toe kom Satan en hy versoek hulle, en die sondeval vind plaas. In die hele Ou Testament het hulle die Vader as 'n gees ervaar, behalwe waar hy besluit het om vir hom 'n liggaam aan te neem. Hy kan hom ook tydelik van 'n liggaam bedien. In die huishoudingboek, as jy dit gaan lees, in die tye voor die vloed met Adam en sy nakomelinge, sy seuns, het hy 'n paar keer aan hulle verskyn, in die vorm van 'n mens, wat hulle eers nie herken het nie. Want hy kom juis in 'n menseliggaam na ons toe, wat jy die meeste eintlik verag. Want hy kom toets jou. En hy het al na hierdie plaas toe gekom, as 'n bedelaar, as 'n arme, as 'n ou wat op die grond is. En hy het ons kom toets. In een van die profeseë het hy dit gesê. En ek glo dit. Nou, met die menswording van Joshua, het dit nou moontlik geword, dat hierdie donderende wese wat ons nou verneem, wat nou vanuit die lig hoor hulle hom, hy is nou heeltemal binne in hierdie liggaam van Joshua opgeneem. Sodat wanneer Joshua praat, is dit asof die Vader praat. Maar julle sal opmerk dat party wat nie so naby aan Vader is nie, kon niks hoor nie. Hulle kon nie die stem hoor nie. Hulle het net 'n donder gehoor, dis al. Maar ander, die apostels en die ander wat naby aan hom was, aan Joshua was, kon vir hulle uitlei wat gesê is. So, dis ons voorreg wat ons nou het, dat hy vir ons mens kom word het, hy het opgestaan uit die dode, hy is nou volkome verenig vir ewig met die Vader. En wanneer jy na die ander kant toe gaan, en onthou vanmôre dit wat ek vir jou sê, as jy nie by Joshua uitkom aan die ander kant nie, maar jy's daarom nie in die hel nie, jy's net in 'n plek waar duisternis is, omdat jy nie jou doel op aarde nagekom het nie, roep net vir Joshua aan. Selfs as jy nog in die naam Jesus sal aanroep, want die 2000 jaar, 1700 jaar se mense wat net die naam Jesus geken het,
in Europa, en waarheen die evangelies toe later versprei het. En die engele sal ook luister as jy hom in daai naam roep. Die regte naam sal later vir hulle bygebring word. Maar daar is nie 'n ander groter God agter hom nie. Daar is nie twee nie. So hierdie mense wat baie keer profeteer, ek het die Vader gesien op 'n troon sit en langs hom die Seun op 'n klein troon, of hy daar gestaan. Dis nonsens. Dis nie so nie. Vader en die Seun is een. Die Seun is nie aan die regterhand van die Vader nie. Hy is as die regterhand van die Vader. Hy is nou, die regterhand is die wêreld se hand. In die materie het Yeshua homself kom, hy's gebore in die materie en Vader het homself in die materie gemanifesteer in Yeshua. En nou het ons hom. En daar is net een aan die ander kant. As jy hom sien daar aan die ander kant, dan moet jy weet, jy het geslaag. Dit wat jy gedoen het op aarde was 'n sukses. En jy kan bly wees vir ewig en ewig, dat jy in sy teenwoordigheid gaan wees. Hoofstuk 4, voorbereiding vir die opwekking. Daarom gaan ek by Muriel staan en sê, my seun, dit was goed van jou. Jy het werklik al baie ver tot by die kern van die waarheid deurgedring. Onthou, dis nou in 'n dag of 2 wat hierdie ou dit nou so reg gekry het. En jy het hulle wat 'n verkeerde beeld gehad het, die volle waarheid vertel. Daarom sal jy 'n gedigte werktuig vir my teen die Judeërs en die heidene word. En in die hemel sal jy geen geringe loon daarvoor kry nie. Maar laat ons nou oorgaan tot dit wat ek vir julle wil doen, om aan elkeen van julle duidelik te maak dat alleen ek waarlik die een is, wat sou kom volgens die voorspellings van alle profete tot en met Simeon, Anna, Sagaria en Johannes, wat deur Herodes onthoof was. Kyk, hierdie 9 sal almal volkome lewend word, en na hulle huise en hulle familie gaan. Sodra hulle almal versterk sal ontwaak, mag julle egter nie ophou nie, want julle moet hulle dadelik laat gaan. Eers wanneer ek hierdie omgewing verlaat het, kan iemand van julle hulle uiteindelik vertel wat daar hier met hulle gebeur het. Toe ek dit gesê het, sê ek vir Markus, wel giet hulle nogmaals wyn in die mond. Markus doen dit, maar Sirenius en Cornelius vra my, waarom daar by die verdrinkte mense, voordat hulle lewend gemaak word, wyn in die mond gegiet moes word. Ek, Yeshua, sê, vir die lewend maak van hierdie 9, is dit sekerlik nie nodig nie. Maar, omdat hulle dadelik daarna van hier af sal weggaan, moet hulle liggaamlik ook so op krag kom. En dit sal gebeur deur hulle eers wyn in die mond te giet. Dit word deur die smaak en tongsenuwee opgeneem en so ook deurgegee aan die ander lewenssenuwees. As hierdie 9 dan lewend word, het hulle in die liggaam teruggekeerde siel reeds 'n versterkte werktuig wat hulle dadelik vir alles kan gebruik. Onthou, die siel is in die bloed en die siel, die wyn wat Yeshua vir ons sê ons moet drink by die nagmaal, wat eintlik maar sy liefde is juis in die mens, in die wese, gaan dit na die siel toe, na die bloed toe. Ons weet dit, alkohol beland in die bloed. En hierdie hemelse wyn wat hy gemaak het, wat Markus nou het, is heeltemal anders as die wyn wat ons in 'n bottelstoer gaan koop, of wat hulle vandag op die landerye kweek. Jy kry goeie wyne en jy kry slegte wyne. Gewoonlik is hoe ouer die wyn word, hoe beter word hy. Maar hierdie hemelse wyn is in 'n ander klas. En dit is lewendmakende wyn, soos ons nou hier begin sien. Hy sê, sou hierdie voorafgaande versterking egter nagelaat word, hierdie wyn wat ek in hulle monde gooi, dan sou die opnuut lewend gemaakte mense 'n langer tyd hier moes bly, om krag te kry vir die gebruik van hulle ledemate. Tevens sorg hierdie voorafgaande versterking by die betrokkenes vir 'n goeie smaak in die mond, wat wel nodig is, omdat die geur van die troebel water na die opwekking vir hulle so onsmaaklik sou wees,
dat hulle nog 'n lang tyd daarvan las sou kon hê. Nou weet julle dit ook. Het julle nou nog een of ander wens met betrekking tot hierdie aangeleentheid? Onthou, daar was 'n geweldige storm in die see van Galilea wat 'n vars meer is, het nou hierdie baie vuil water wat van die kante af ingestroom het, en hierdie mense het daai vuil water ingekry en hulle het daar verdruk. Nou sê Cornelius, nee, juist nie, meester, maar die gedagte het net by my opgekom. Waarom u as die Almagtige, wat deur sy wil alles kan vermag, om so nou en dan toch van heel natuurlike middele gebruik maak om 'n doel te bereik? Yeshua sê, en waarom nie? Is die natuurlike middel dan ook nie 'n gevolg van my wil nie? Soos wat die wyn byvoorbeeld uit die kelder van Markus is. Alleen deur my is sy leë sakke en ander vate tog baie wonderbaarlik met wyn gevul. As ek my dus van 'n natuurlike middel laat bedien, is dit geen geringer wonder as wanneer ek my van geen natuurlike middel, maar slegs van my wil laat bedien. Verstaan julle dit nou? Cornelius en Cyrenius, twee broers is, sê ja, nou verstaan ons dit ook. Ons verheug ons al in die lewendmaking van die 9 verdrinkte mense. Gaan dit nou baie gou gebeur? Yeshua sê, wees nog ietwat geduldig, totdat hy nog vir die 3de maal wyn in die mond gegiet het, waarna die opnuut lewend gemaakt is, voldoende reservekrag sal hê. Daarmee is alle nuuskierigheid bevredig, en Markus giet die 9 op my bevel, vir die 3de maal wyn in die mond. Vervolgens sê ek, Yeshua, vir die talle omstanders, die werk is nou ook klaar. Laat ons hierdie plek nou verlaat en aan die tafels gaan sit, waarop 'n goed voorbereide oggendete reeds op ons wag. Want as ons hier sou bly, sou ons die opnuut ontwaaktes meer in die war bring, en hulle sou dink dat daar iets buitengewoon met hulle aan die gang was. As hulle egter niemand in hulle omgewing sien nie, sal dit vir hulle voorkom asof hulle deur die storm van gister heeltemal verdoof en uitgeput op hierdie heuwel geslaap en nou gedurende die oggend van die volgende dag, na die Sabbat van gister, weer uit die diepe slaap ontwaak het. Dan sal hulle, sonder dat ons bekommerd word, rustig opstaan en na hulle huise gaan, waar hulle natuurlik met buitengewone blydskap ontvang en versterk sal word. So hier is heeltemal 'n ander opwekking as wat ons gesien het voorheen. Hy het hulle opgewek, hulle het verbaas opgestaan uit die dood, hulle het erken dat hulle dood was, kon niks onthou van hulle dood nie, maar hulle saam met Yeshua na die huis toe gegaan en hulle het by hom gebly, en hy het die evangelie aan hulle verkondig, maar hierdie 9 doen hy dit nie. Hy wil ook nie hê hulle moet eers dink dat hulle dood was. Nou daar is sekerlik verskeie redes daarvoor, ek het nou nie vorentoe gelees om dit uit te vind nie, maar ek dink dat dit mense is wat glad nie enigsins geskik was om die verlosser op daai stadium te kan sien en sy wonderwerkende krag te ervaar nie. Dit sou nie vir hulle goed gewees het nie. So nou maak Yeshua dit asof dit 'n normale ding is. As hulle daar wakker word en opstaan en mekaar sien daar, dan gaan hulle maar dink, o, Jesusie, ons was nou ons was maar net bewusteloos. En dit is hoe hy dit nou wil hê. En hulle het nou almal weggestap en hulle het hulle alleen gelos. Ons sal dan môre kyk of ons iets verder oor hulle nog gaan lees. Maar dit is duidelik dat daar verskillende groepe en mense is, verskillende vlakke waar hy goed doen aan hulle, maar nie almal is geskik vir die evangelie op daai oomblik nie. Ek het dit al baie kere in hierdie boeke gelees. Selfs Paulus spoel uit op 'n eiland, die naam Melite, en 'n klomp barbare. Die woord in die Bybel is verkeerd vertaal as heiden. Die woord heiden is ethnos in Grieks. Maar op baie Melite is die woord barbaros, wat beteken barbare. So dit was barbare wat op daai eiland gewoon het,
En hy het van hulle genees, maar hy het nie een keer die evangelie aan hulle verkondig nie. Tog het Paulus oral waar hy gekom het, het hy die evangelie verkondig. En hier weer het Joshua hierdie 9 mense lewend gemaak in die vlees, maar hy het hulle nie in die gees lewend gemaak nie. Hy het hulle huis toe gestuur. So neem kennis dat die evangelie is nie altyd so maklik te sê, ja, maar dit is hoe dit is, al die dinge nie. Daar is sekere dinge wat hy vir ons nog verborge hou en wat nou in hierdie nuwe openbarings miskien kragtiger sal uitkom. Veral in boek 4 wys hy ons hoe die situasie is met betrekking tot die swartes. Baie mense is nou baie vies vir hierdie goed wat in die boek is, vir al die Israeliete, maar jy moet nie wees nie, want jy moet dit verstaan. Hoekom het Vader alle verskillende rasse op hierdie aarde geplaas of toegelaat om te ontstaan? En wat is die rede daarvoor? En is net maklik om te sê, ja, maar net die wit mense is gered, is wat baie mense sê in hierdie land en al die ander vir die hel. Ongelukkig werk dit nie so nie. Vader se liefde is te groot. Sal hy nou 'n hyena of 'n wreedaardige slang in die hel verdoem? Sommige net, nee, alles het 'n doel op die aarde. En die doel is, en ek sluit daarmee af, is om sieledele ryp te maak. Almal is op 'n verskillende rypwordingsproses op pad koninkryk toe. Nie almal gaan dit in hierdie lewe reg kry nie, maar die lewe hou nie op by die dood nie. Dit is 'n ewig lewende pad en toestand van almal moet tog eendag in die Vaderhuis uitkom. Al gebeur dit nie in hierdie lewe nie, in 1000 lewens verder wat nou oneindige miljoene jare van nou af is, tog sal almal op die ou einde sal in die koninkryk kom. En selfs alle plante, alle diere en alle minerale wat nou vaste materie is, sal ook gees word. En dit is wat hy praat van 'n nuwe aarde wat gevorm word en 'n nuwe hemele. Dit is 'n geestelike aarde wat nie meer uit materie gaan bestaan, wat die dood in hom het nie. Mense wat teruggekom het na 'n nadoodse ervarings getuig, dat hulle in 'n plek was waar alles ewig lewend was. Die gras het nie dood gegaan nie, die blomme verwelk nie, die diere is almal mak en is baie liefdevol en jy kan daar met die gevaarlikste dier, kan jy omgaan, hy gaan jou nie byt of verskeer nie. Die goed is daar. Jy glo dit of jy glo dit nie. Dis maar net so, ongelukkig kan dit nie vir jou bewys word nie. Want dit is wat geloof is, om dit in die hart te aanvaar en dan daarvolgens te leef. Baie dankie. Amen.